1 Korintiërs 15. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier, en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. So is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Maar dit verklaar ek, broeders, dat die vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie.